Kom ons bid saam. Here God almagtig, Here dankie dat U naam op ons kom skryf het. Here dankie dat U ons noem, dat ons U kinders is, dat ons deur die Heilige Gees kan uitroep, Abba Vader. Here dankie dat ons U eiendomsvolk is. Here dat U ons wat voorheen nie 'n volk was nie, daar geen hoop vir ons was nie, dat U ons U volk kom maak het. Here dankie dat U ons kom roep en kom uitverkies om meer te wees, as wat ons nog ooit gedink het ons self kan wees. Here, dat ons U uitverkore volk is, Here, U heilige priesterdom, die nasie wat vir U afgesonder is. Here, dat ons kan deel wees van U grootste werke hier op aarde. Here, dankie dat U ons aanstel om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Here, dankie dat wanneer ons besig is met dit, wanneer ons besig is met die koninkryk, wanneer ons besig is om hierdie verskil te maak, Here, dat ons die hoop hier in ons voel opborrel. Here, want ons weet U is steeds aan die werk, deur U liggaam hier op aarde. Here, ons kom pleit vandag dat, wanneer ons uit die woord uit lees, dat dit weer opnuut oopgebreek sal word vir ons. Here, dat ons dit sal verstaan en dat ons dit ter harte sal neem. Here, en dat dit ons sal verander. Here, dat ons nie dieselfde uit hierdie kerkgebou uit sal stap nie. Here, maar dat ons elke dag meer en meer soos U sal word. Here, wat 'n moeilike pad, om U pad te stap, om meer soos U te word. Here, ons kan nie alleen nie. Ons kan dit nie uit ons eie krag regkry nie. Dankie vir die belofte van die Gees, wat ons hierin lei en leer. Maak ons harte sag, sodat ons vormbaar is, buigbaar, sodat ons na U beeld toe kan groei. In Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek sê nou hier agter vir iemand, ek is nou so beïndruk weer met hierdie brief van Petrus, van 1 Petrus. Ek wil julle regtig aanmoedig om die hele brief deur te gaan lees. Dit is eintlik in so kort en kompakte vorm, is dit vir ons 'n opsomming van hoe ek en jy ons Christendom moet verstaan en hoe ons moet leef. Wonderlike teksgedeelte. Ek het al vir julle gesê, hy skryf in 'n tyd van pre-Christendom, dit was nog nie cool om 'n Christen te wees nie, dit was nog nie belangrik nie, jy was eintlik gesien as dom, Christendom, jy was gesien as dom, en dit gaan al hoe meer in hierdie tyd van post-Christendom, gaan dit weer na hierdie idee toe, van, as jy 'n Christen is dit beteken dat jy het nie 'n baie hoë IQ nie, dit beteken dat jy nie mooi dink oor goed nie, jy soek maklike antwoorde, en dit is so dat daar party Christene is wat so is, wat net maklike antwoorde soek, en wat maklike oplossings wil gee vir die wêreldse probleme. Maar vriende, ons wat regtig Jesus volg, verstaan die kompleksiteit van die lewe, maar ons het ook die waarheid gevind in Jesus Christus. En daarom, die een woord wat in 1 Petrus uitkom, wat ek dink van toepassing is op pre-Christendom, Petrus se tyd, en post-Christendom, ons tyd, is ons as Christene se vreemdelingskap in hierdie wêreld. Hy noem 'n paar keer dat ons vreemdelinge en bywoners is in hierdie wêreld. Hierdie is nie eintlik ons huis nie, hierdie is nie ons plek nie, ons is vreemdelinge hier, ons is bywoners. Ons sien dit in hoofstuk 1 vers 17, wat hy spesifiek daaroor praat. Maar hy sê verder dan in sy brief, julle is vreemdelinge hier, maar julle moet julle identiteit in God onthou. Dit is dat julle God se kinders is, dat julle sy eiendom is, dat julle heilige priesterdom is. Dis die twee goed waar ons gepraat het, die afgelope 2 Sondae, dat ons God se kinders is, dat ons hom Abba Vader kan noem, en dat ons 'n heilige priesterdom is. Vandag praat ek met julle oor 'n bietjie moeiliker saak, en dit is, dat hier in hierdie wêreld waar ons vreemdelinge is, word ek en jy vir die wêreld 'n afbeelding van wie Jesus is. Dis hoe dit hoort. Ons moet eintlik 'n kopie word van wie Jesus is.
gaan dit nou nog mooi verduidelik. Maar wanneer mense na ons kyk, moet hulle Jesus raak sien. Meer spesifiek, moet ons Jesus se voorbeeld volg in die manier wat hy gelei het. En dat hy gelei het. Dit is vir my interessant. Ek het baie keer hierdie tekste raak gelees, 'n paar plekke in die Nuwe Testament dat ons Jesus se voorbeeld moet volg. En weet julle wat het ek nog nie opgetel nie? Is dat meeste van hierdie plekke waar genoem word dat ons Jesus se voorbeeld moet volg, gaan dit oor Jesus se lyding. Dat ons Jesus in sy lyding moet volg. Ek en jy as Christene word geroep om te ly in hierdie wêreld. Dis waarskynlik hoekom die evangelie van Jesus die skare wat hom gevolg het, laat afbeweeg het van duisende wat hom gevolg het, na net 'n paar wat om die kruis gestaan het, saam met Jesus. Want dis nie 'n lekker boodskap nie. Julle, dis baie lekkerder om van die ander kerke, wat ons op YouTube kan luister, en wat ons selfs dalk nog in die dorp kan kry, om na hulle te luister, wat net vertel van hoe wonderlik dit is, om 'n Christen te wees, al jou drome kan waar word, al jou gebede kan verhoor word, jy bid net, en dan word iemand van kanker genees, dis amazing. Maar ons hoor min hierdie boodskap, wat vir die vroeë Christene, die hele Nuwe Testament vol gelê het, dat deel van Christen wees, is om te ly. Jy moet voorbereid wees. Dis deel van die pakkie, jy moet dit verstaan. Die vraag is, hoe ly ons? Hoe lyk hierdie lyding, as ons in Jesus se voetspore volg? In 60 tot 64 na Christus, word die 1 Petrus brief waarskynlik geskryf. Nou dit is belangrike inligting, want in 64 na Christus is daar 'n massiewe brand in Rome, so hulle noem dit die val van Rome, en keiser Nero, die aggressiefste, weldadigste keiser wat daar was, hy besluit om die Christene daarvoor te blameer, die skuld op hulle te sit, en van daai oomblik af, het die vervolging wat, ek wil amper sê, middelmatig was, nie so erg was nie, jy kon maar so bietjie onder die radar deurkom, as jy Christen was, van 64 na Christus af, het dit verskriklik erg geword. Christene is in die arenas doodgemaak met wilde diere, hulle is op brandstapels doodgemaak, hulle is gekruisig, verskriklike weldadige maniere, is hulle doodgemaak. So Petrus skryf sy brief net so voor daardie tyd. Daar's reeds vervolging, en daarom skryf hy vir mense wat lyding ervaar terwille van Christus. Die tweede belangrike ding wat ons moet verstaan, voor ek na die teks toe gaan, is dat die meeste Christene in daardie tyd was slawe. Die mooi woord wat ons in die 83 lees is bediendes. Maar vriende, die Grieks is doulos, dit beteken jy is 'n slaaf, jy het nie regte nie, jy het nie keuses nie, jy doen wat vir jou gesê word. Daar's van daai ou Griekse skrywers wat self sê, jy kan nie, Aristotel het dit gesê, jy kan nie eintlik 'n slaaf verkeerd behandel nie, want jou slaaf is jou eiendom, so jy kan met hom doen wat jy wil. Dit was die gesindheid teenoor slawe. Selfs professionele posisies soos dokters, onderwysers, al daardie goed was deel van die slawe industrie. Jy was nie aristokrasie nie, jy was nie van die leierkorpus nie, jy was nie van die belangrike mense in die samelewing nie, jy was deel van die slawe klas, as ek dit so kan sê. So meeste Christene in daardie tyd, daar was hier en daar was daar aristokrasie wat Christene was, maar meeste was slawe. So wanneer Petrus hier skryf vir die bediendes, skryf hy eintlik vir 90% van hulle. Ons gaan nou verder daarmee werk. Kom ons lees eers uit 1 Petrus 2 vanaf vers 18 vandag. Julle sien die opskrif daar, Christus die voorbeeld vir die wat ly. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is,
of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word, wanneer jy oortree het, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Maar om lyding te verdra, wanneer jy goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is jy ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Kom ek kleer die prentjie vir julle net nog so bietjie meer in. Meeste van hulle moes in verhouding staan met ongelowige mense in daardie tyd. Of hulle baase was ongelowig, dit beteken, hulle het nie met die stel reëls geleef, wat ons as Christene leef nie. Hulle kon lelik gewees het met daai slawe. So hulle werk onder mense wat ongelowig is, en baie van hulle was ook getroud met mense wat ongelowig was. Nou, dit gaan ons sien in hoofstuk 3. Maar vriende, ons moet nou onthou, in daardie tyd het mense nie getrou soos wat hulle wou nie. Hulle het nie getrou vir liefde nie. Hulle het nie altyd 'n keuse daar. Hulle het meestal nie 'n keuse daaroor gehad nie. So baie van hulle het opgeëindig dat hulle getrou het met iemand wat ongelowig was. So hierdie mense moes nou saamleef met ongelowiges wat hulle verkeerd hanteer het. Nou vriende, ek kan nou nie help om sommer hier nou al daaroor te praat nie, maar in ons wêreld vandag is regverdigheid tog nou net die heel belangrikste ding in hierdie wêreld. Jy kan tog net nie onregverdig behandel word nie. Vriende, dit is 'n tendens van ons samelewing van regte, nê? Nou ons weet ook van kinderregte. Nou een seentjie in 'n vorige gemeente, hy kon nie so lekker mooi praat nie en sy ma wil hom pak gee en hy kyk so om vir sy ma en sê ek het kinderregte. So dit is die woorde van ons tyd. Ek het regte. Moenie my verkeerd hanteer nie. En ons almal word daardeur beïnvloed. Dit wat Jesus van ons vra, deur sy profeet, deur sy apostel Petrus, is heeltemal 'n ander gesindheid. Ons gaan nou meer van dit hoor. Jesus se voorbeeld. Jesus se voorbeeld is totaal en al anders as die wêreld se. Hy het geen sonde gedoen nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Vriende, die God van die heelal word opgespoeg, word met swepe geslaan, word gelaster, word bespot. Die grootste onreg wat die wêreld gesien het. En wat sê hy? Hy bid aan die kruis, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie woorde kom uit Jesaja 53 uit. Julle kan gerus dit ook weer gaan lees. Hy was soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei is, wat nie gekla het nie, wat nie gemou het nie, maar wat dit verduur het. Want hy het 'n vooruitsig gehad, hy het geweet waantoe hy op pad is. In Jesaja 53 lees ons dit so mooi. Petrus gebruik van Jesaja se woorde hiersom. Die Griekse woordjie wat hy gebruik, is die enigste plek in die hele Bybel waar hierdie woordjie voorkom. Hypogramos. Nou vriende, dit is 'n belangrike woord om te verstaan. Hierdie is nie 'n baie ou Griekse woord nie. Hy is in die Makkabees tyd, sien ons hom vir die eerste keer, en dit is so net voor Jesus gebore is. Hierdie woordjie is 'n woord wat Petrus leen uit die klaskamer uit. Nou, ek weet nie wie van julle het klein kindertjies nie, hierso van 5 jaar oud af, maar dan begin hulle te leer skryf. Hulle trek eintlik net die vormpies, so jy kry sulke boeke,
wat sulke blokkies het, wat soos 'n M lyk. En dan is daar nou stippellyne waar hulle nou daai stippellyne moet volg om die M te maak. Dis wat hierdie woord beteken, is jy het 'n prentjie wat jy moet volg, wat jy moet aftrek. Die Afrikaans, ek het dit gegoogel, sê, jy trek 'n prentjie na. Nou, ek weet nie of julle ook so praat nie, maar jy trek die prentjie na, om die blokkie te volg, help jou om die M te maak. Dis wat hierdie woord beteken, hypogramos. Die Here het vir ons die beeld, hy het vir ons die vorm daar gestel, dis hoe julle moet leef, nou moet julle daarin volg. Net die volgende sinnetjie van, volg in my voetspore, die twee beelde is baie na aan mekaar. Ons moet letterlik, die pad wat Jesus eerste gestap het, ons moet nou voetspoor vir voetspoor agter hom aanstap. Vriende, deel van Jesus se paadjie wat hy gestap het, was op die Via Dolorosa, die pad van lyding na die kruis toe. So as jy voetjie vir voetjie agter Jesus aanstap, moet jy besef, jy is op pad kruis toe. Dis wat die Here van ons vra, wat in hom glo. Miskien begin jy te wonder of jy 'n Christen moet wees. Dit is dalk 'n goeie plek om mooi te besluit. Is jy in of is jy uit? Want Jesus vra van ons om nie lou te wees nie. Ons kan nie tussenin wees nie. Ons kan nie sê ons volg Jesus, maar ek hou my een voet nog in my rigting nie. As jy in is, moet jy heeltemal in wees. Dan moet jy bereid wees om voetjie vir voetjie agter Jesus aan te sit, kruis toe. Dis wat Christendom vra. Dis die koste van disippelskap. Hoe lyk dit prakties? Dis waarmee Petrus nou besig is. Hy praat, hierso gee hy vir ons die voorbeeld van toe Jesus beledig is, het hy nie terugbeledig nie, maar nou praat hy ook met bediendes. In die eerste paar, hierso in vers 18 en 19, en dan nou in hoofstuk 3, praat hy verder met mense wat in huwelike staan, wat onregverdig behandel word. So, Petrus, kom help ons en maak dit prakties. Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? En miskien is hierdie die moeilike goed. Want vriende, ek en jy beland in situasies, elke dag, waar ons 'n stuk onreg ervaar. Waar ons lelik hanteer word, waar ons beledig word, waar mense hulle woede op ons kom uithaal. Ons beleef situasies van onreg ook in ons land. Ek weet die kinders met sport en met die akademie en met vrystelling vir universiteite beleef 'n stuk onreg in hierdie wêreld van vandag. Die vraag is, hoe werk ons daarmee? Hoe hanteer ons dit? Want op hierdie stadium lyk dit vir my of Christene haat met haat antwoord. Kwaad met kwaad antwoord. Duisternis met duisternis antwoord. So 'n paar jaar gelede was daar 'n skool in Natal gewees wat 'n kunsuitstalling gehad het wat Christene beleef het as godslasterlik. En weet julle wat, op Facebook was daar verskriklike slegte opmerkings van Christene gewees. Wat ek dink Jesus skaam homself dood. Christene wat sê, ons sal met sambokke daarop daar hang, gaan hulle sien wie teken mooi. Ek sal daai skool afbrand in die naam van Jesus. Dis nie waarvoor Jesus gestaan het nie, vriende. So van staan gepraat, ons Christene, ons wil opstaan vir wat reg is, en ek is een van die wat partykeer voel, maar ons moet die goed aanspreek, ons moet reg maak, en ek stem saam daarmee, ons moet versigtig wees vir die gesindheid waarmee ons dit doen. Vriende, ons kom met sweepsla, ons kom met geweld, ons kom met kwaad, met donker, en dis hoe ons wil antwoord. Jesus sê, dis nie my manier nie. Toe ek bedreig was, het ek nie terugbedreig nie. My kind, ek het aan die kruis gehang en ek het die almag van die wêreld, van die heelal gehad. Ek kon so, elke liewe een wat iets leliks vir my gesê het, laat doodgaan het, net op die plek. Ek kon so, 'n legioen engele gekom het en hulle op hulle plekke laat sit het. Maar dis nie die pad wat ek volg nie. My pad is die pad van lyding.
Jesus sê, toe ek lelik mishandel is, het ek nie terug so gemaak nie. En vriende, nou sit jy dalk hier en jy dink, ja, maar Marlyn, het jy al daai Bobbiano op gesien wat praat oor die politiek en hierdie ding wat uitgespreek word en hierdie ding. Moet ons God se standaard nou laat sak, laat val, omdat dit moeilik is in 2024? Dink jy dit was maklik in 60 na Christus en 64 na Christus? Dink jy God het nie hierdie konteks hier en nou ook in gedagte gehad nie? Vriende, dit gaan nie oor hoe moeilik die situasie is nie. Dit wat God van ons vra, is radikaal anderste as die wêreldse manier van lewe. En as jy dit nie raak sien in die woord nie, moet jy dalk meer tyd spandeer in die woord. In die bergrede is dit so duidelik dat Jesus sê, nee my kinders, moenie die wêreld antwoord op 'n wêreldse manier nie, julle is anders. Julle leef op 'n hoër standaard. Julle is die sout, julle is die lig. Moenie dieselfde optree as die res van die wêreld nie. En dit beteken dat ons partykeer 'n stuk lyding moet dra. Dat ons dit met manmoedigheid moet dra. Dat ons dit met respek moet dra. Petrus kom sê so mooi hier, julle moet vir alle mense respek hê. Vir alle mense. Hy sê julle moet lief wees vir julle medegelowiges, lief wees vir mekaar, maar julle moet vir alle mense respek hê. Larry King, bekende joernalis, op die einde van sy werk en toe hy aftree, vra hulle vir hom, wat is die een oomblik in jou lewe wat vir jou uitstaan? En hy sê, toe hy Martin Luther King Jr. gesien het, voor 'n hotel sit, en die hotel-eienaar kom vra vir hom, wat soek jy? Want dan moet julle weet, Martin Luther King Jr. was 'n swart mens gewees, en daardie tyd mag hulle nie in die hotel ingegaan het nie. En hy vra vir hom, wat soek jy? En hy sê, ek soek net my waardigheid. Kom ons gee net weer vir mense hulle waardigheid terug. Kom ons hanteer mense net weer soos mense. Die woorde wat Petrus hier gebruik is, eer jou medemens. Plaas hulle op 'n hoër posisie. Die manier hoe jy hulle hanteer, help hulle om te besef, hulle is meer werd. Die Here het hulle gemaak, met 'n doel, met betekenis. Hulle is waardig, hulle is mens. Dit is die basiese van Christendom, maar ons sukkel daarmee. Ons hanteer mense, asof hulle onder ons is. Die woord wat Petrus gebruik, keer op keer, is hypotasomai. Hypotasomai beteken om jouself onder iemand te stel, soos wat Jesus in Johannes 13 op sy knieë gegaan het, voor sondaars. Hy het op sy knieë gegaan voor Judas, wat hom verraai het. Hy het op sy knieë gegaan voor Petrus, wat hom verloon het. Hy het op sy knieë gegaan voor Thomas, wat nie wou glo nie. Hy gaan op sy knieë en hy was hulle voete. En dan sê hy hierso, in vers 12, toe hy hulle voete klaar gewas, sy boekleed aangetrek het, en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my, julle leermeester en Here. En julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld kom stel, hoor weer die woord, 'n voorbeeld wat nagevolg moet word. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf, dis nou ek en jy, is nie belangriker as sy eienaar nie, dis Jesus.
En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Die Griekse woord makarios, baie geseënd. Uit jou vel uit gelukkig, as jy my voorbeeld volg. As jy bereid is om op jou knieë te gaan voor alle mense. Mense wat jou kwaad doen, mense wat onreg teen jou pleeg, mense wat jou seermaak, wat jou verniel, mense wat jou goed steel, om op jou knieë te gaan en voete te was. Ek het 'n mooi verhaal gehoor van hierdie voorbeeld in iemand se lewe, 'n boer wat plant. En die raad vir hom was, jy moet nou net die wat so teen aan die pad is, jy moet jou heining sterker maak, of jy moet dalk nie hier tot hier plant nie. En hy sê nee, hierdie paar hektaar naby die draad, hy plant dit vir die mense van die omgewing. Hy sien dit eers as steel nie, hy plant dit vir hulle. Vriende, dis iemand wat verstaan, dit wat ek het, is nie my eie nie. Dit wat ek het, behoort reeds aan die Here. So as dit van my af weggevat word, dit is nie aan my wat dit skade gedoen word nie. Dis die Here se. Vriende, ek het 'n prof Musango gehad. Soos julle nou seker kan aflei, 'n swart prof, wat ek verskriklik baie by geleer het. Hy het juist vir ons sending gegee. En hy vertel vir ons hierdie verhaal van, hy gaan doen inkopies by 'n groentewinkel. En hy loop daar, rond, en hy so naby aan die kant, en volgende oomblik is daar so groot boer wat vir hom sê, kom, vat bietjie hierso. Vat bietjie hierso. En hy sê, hy vat toe nou maar die boks appels, en hy loop saam met hom kar toe. En daai boer weet tot vandag toe nie, dat hy eintlik 'n prof is by die Universiteit van Pretoria nie. Dis daarom 'n stuk nederigheid. Om te sê, as jy dink ek werk hier so met die appels, dis oké. Maar dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie oor hoe belangrik ek lyk nie. Dit gaan nie meer oor wat my regte is nie. Hierdie is in elk geval nie my lewe nie. Hierdie is nie my huis nie. Ek is op pad na die ewigheid toe. Ek is 'n bywoner, ek is 'n vreemdeling. My huis is by die Here. Dis waar ek my skat het, nie hier op aarde nie. Vriende, miskien leef ons in 'n post-Christendom tyd, omdat ons as Christene so gesukkel het met hierdie ding, omdat ons so opgestaan het, omdat ons ego so belangrik is, omdat ons so onbuigbaar was, omdat ons so lelik was met die samelewing, omdat ons wou opstaan vir onsself en ons eie regte. Mense wil vandag weer gode wees. Mense wil weer vandag baie belangrik lyk. Miskien moet ons weer 'n bietjie meer buig in ons kry, soos Jesus gebuig het by mense se voete. Miskien moet ons weer okay wees met 'n stuk lyding wat ons verduur. En miskien is dit juist dit wat die wêreld sal verander. Ons sien dit deur die geskiedenis. Ons sien deur die geskiedenis daar waar die Christene die swaarste getrek het, dat Christendom daar die vinnigste gegroei het. Daar waar mense die meeste vervolg is, daar waar Christendom die meeste van Jesus se volgelinge gevra het, hulle bloed gevra het, hulle lewe gevra het, daar groei Christendom die vinnigste. Na Petrus sy briewe geskryf het, ontsnap hy uit Rome uit, hulle wil hom doodmaak. En dan lees ons die pragtige verhaal met buite Bybelse bronne, dat Petrus sien 'n visioen van Jesus. Van Jesus wat weer sy kruis dra, op pad na Rome. En dan vra Petrus vir Jesus, Here, waartoe gaan U? En hy sê vir Petrus, ek gaan om 'n tweede keer gekruisig te word. En Petrus besef, hy moet teruggaan. Dis hy wat Jesus se beeld gaan nastreef, wat in Jesus se voetspore gaan volg en gekruisig gaan word.
Vriende, elke keer wanneer ek en jy 'n stuk onreg ervaar, wat 'n stuk lyding moet verdra, in die naam van Jesus. Elke keer, dan verstaan jy 'n bietjie beter, wat Jesus vir jou gedoen het. Jy verstaan sy liefde vir jou, jy verstaan sy liefde vir die wêreld. En jy verstaan hierdie radikale, onvoorwaardelike liefde wat vir die wêreld nie sin maak nie. Jy verstaan dat dit mense verander, dat dit die wêreld verander. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U deel is van elkeen van ons storie. Here, en dat wanneer ons die pad van lyding stap, soos wat U vir Petrus gewys het, dan stap U weer saam. U beleef dit weer, U gaan weer saam met ons deur dit. Here, help ons om te verstaan dat ons iets van Christendom net kan beleef, wanneer ons ook ons lyding dra, wanneer ons eie kruise opneem, wanneer ons eie lewens neerlê. Here, dat ons eie paaie van Via Dolorosa stap. Here, dan verstaan ons U pad. Dan verstaan ons Christen wees. Dan verstaan ons disippelskap. Ons verstaan U hart en U liefde. Here, help ons asseblief om bietjie meer buig in ons te kry. Here, ons wil soveel kere opstaan. Ons wil soos Petrus die swaard gryp en die ore afkap van die wat lelik is, die wat sleg doen. Here, die wat lelike goed sê, die wat haat praat. Here, en dan hoor ons U wat sê, wie na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Here, leer ons, soos wat U vir Petrus geleer het, dat dit nie U weg is nie, dat dit nie U manier is nie, dat dit nie U voorbeeld is nie. Here, help ons om weer erns te maak met hierdie opdrag wat ons so gereeld in die Nuwe Testament kry, dat ons moet nederig word, dat ons onsself onder ander moet stel. Here, ons lees dit so graag mis, want dit is 'n moeilike ene. Maar help ons, Here. Help ons om werklik volgens U voorbeeld te leef, selfs binne tye van lyding. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.